In die kerk staan sy op as 'n profeet, as 'n profetes en sê vir die pastoor, pastoor, die Here sê, jy moet jou lewe in orde kry. Jy is nie by die Here nie en afgesny is Christus se kop. Hy kan voor sy eie gemeente nie weerstaan nie, want Jezebel het sy kop afgedaan. Jezebel moet doodgaan. Daar is geen ander manier nie. Jezebel moet dood. God laat nie toe dat Jezebel in sy huis opereer. En God praat met sy kinders en hy sê, ek het dit teen jou dat jy toelaat dat hierdie Jezebel maak en doen soos wat hy wil. Moet gaan. Jezebel is nie welkom in die huis van die Here. Luister mooi. 1 Konings hoofstuk 21, ek kan maar gaan kyk. Agab, die Engelse naam Ahab. Jezebel manifesteer toe die koning sy swakheid openbaar. Ons het nie tyd om daar te gaan. Jy kan dit maar gaan lees. 1 Konings hoofstuk 21. Gaan lees die gedeelte sodat jy kan sien wat het gelei tot die val van Ahab. Nee. Watter karaktertrekke kan ons identifiseer rondom 'n Jezebel investering? 'n Jezebel invasion. Wanneer Jezebel inkom en hy manifesteer, hy kom vestig hom, of sy kom vestig haar daar, in die midde van die huis van die Here. Luister mooi. Wat is die karaktertrekke en wat veroorsaak dat Jezebel vaste plek kry in die huis van die Here? Eerste ene, inaccurate migration, onakkurate migrasie. En hier kom die saak wat ek vroeër vir u gesê het. Jezebel het selfs 'n houvas gekry oor die profeet van God, Elia. Wat nou, hy was 'n so kragtige man van God. 1 Konings hoofstuk 19 vers 3 tot 13, ek kan maar lees hoe dat Jezebel Elia afgeknou het. Elke man en vrou van God loop die gevaar om hom in Jezebel vas te neem. En daar is net een manier om ontslae te raak van Jezebel. Ons gaan daarby kom. Elia beweeg van een plek na 'n ander plek. Die eerste plek, die berg Karmel, na die berg Horeb, waar hy in 'n grot gaan wegkry. Wat het gemaak dat hy daar gaan wegkry? Hy is op 'n verkeerde plek. Wat soek jy in 'n grot? Onakkurate migrasie. Die beste plek waar Elijah miskien kon gevlug het, was die tempel van God. Die huis van die Here. Hy vlug na 'n grot. En jy sal sien dat dit was nie in die plan van die Here. Those under a Jezebelian spell migrate inaccurately. Dit beteken Elia was alreeds vasgevang in die gees van Jezebel. En daarom kon hy nie reg handel nie. Wat het gemaak dat Elia in 'n grot gaan wegkry? Vrees. Vrees het gemaak dat Elia in 'n grot gaan wegkry. 1 Konings 19 vers 3 en 4, jy kan gaan lees. Luister mooi wat dit nog doen. Dit vernietig jou selfbeeld. 1 Konings 19 vers 4. Dit vernietig jou selfbeeld. Die visie van woorde wat gespreek word. Die visie
van woorde wat gespreek word, wat jy sien. Skielik sien Elia die prentjie van wat Jezebel oor hom gespreek. Nou wat het Jezebel aan Elia gedoen? Jezebel, nadat Elia die valse profete laat doodmaak het, hoor Jezebel hierdie storie, en sy stuur 'n boodskap vir Jezebel. Hy moet maar oppas vir hom, ek is op pad om hom dood te maak. Gaan sê vir Elia, ek is op pad om hom dood te maak. Eerste een, die boodskap bring vrees. Tweedens, Elia sien hoe dat hy doodgemaak word. Hierdie beeld van hom, hy vergeet hoe dat God hom al die dae deurgedra het, en hy sien hoe dat Jezebel hom doodmaak. Derdens, kyk hy na homself, en hy sê hierdie woorde, hy sê, I am no better than my fathers. Hy shattered self-confidence. Hy sien homself nie meer as die profeet van God, die magtige man van God nie, maar hy sien homself as een van sy vorige vaders wat niks beteken. En jy weet wat gebeur volgende, met hierdie gedagtes in Elia se hart, kom Elia op 'n plek en hy sê, dis beter dat ek doodgaan. Gedagtes van selfmoord. Jezebel is 'n gevaarlike vyyandsmag. 'n baie gevaarlike 'n vyand, en met 'n vyand moet jy nie speel. Die vyand moet doodgemaak word. Daar's net een manier om van hom ontslae te raak, en dit is om hom dood te maak. Daar's sekere maniere waarop Jezebel opereer. Ons het nie genoeg tyd om daarop in te gaan. En onthou, wanneer ons praat van Jezebel, dan praat ons in die eerste plek van die Jezebel gees in die kerk van Christus, nee? Ons gaan kyk byvoorbeeld na die kerk in Openbaring hoofstuk 2 vers 18 tot 19. Openbaring hoofstuk 2 vers 18 tot 19 sal ons sien, hierdie kerk, daar's werke, daar's liefde, daar's diens, daar's geloof, en daar's geduld. Maar nogtans, met al hierdie dinge wat ons noem, gawes van die Here. Liefde is 'n gawe van God, diens is 'n gawe van God. Is dit nie waar? Geloof is 'n gawe van God. Al hierdie gawes van God is teenwoordig in die kerk. Maar tog Jezebel is teenwoordig in die kerk. Terwyl al hierdie gawes aanwesig is, en mense wat van buite af kyk, sal sê, maar hierdie kerk is baie voorspoedig. Dit gaan goed in hierdie kerk, maar Jezebel is besig om die leier en die kinders van die Here te mislei. Ons praat woord vanmorgen. Ons is vanmorgen by die waters. En by die waters word die skeiding gebring vir die wat in staat is om oorlog te voer op die wat maar huis toe moet gaan. Die rede daarvoor dat Jezebel kon opereer in hierdie kerk, waar ons al hierdie dinge genoem is, was omdat al hierdie dinge, al hierdie gawes, al hierdie genades, dit word ook graces genoem, nee, was gestel, en jy moet mooi luister, was gestel bo die waarheid van God. Wie is die waarheid?
Wat is die waarheid? Die woord is die waarheid. Prys die Here. En u het gehoor wat doen Jezebel? Hy voed die mense hier op die een kant word hulle gevoed met kos wat bedoel is vir afgodediens. Giftig, gestoot baie dan, giftige kos. En kos spreek van voeding. En voeding spreek van die woord van God. Met ander woorde, sy voed die mense met 'n verkeerde woord. Een daarvan is lies en conspiracy, leuns en samenswering. Ek kan gekyk in 1 Konings hoofstuk 21 vers 8 tot 10. Hoe dat Jezebel saam met die ouderlinge gesweer het. Saam met die ouderlinge gesweer het om Nabot te vernietig, die leier van God. Sy kry valse beskuldigings om hierdie ou uit sy leiersposisie uit te kry. En sy gaan so ver dat die ouderlinge saam met haar staan om die leier van God te verwyder. Dis hoe gevaarlik Jezebel is. Sexual temptation.